In Suid-Afrika is daar 'n groot uitdaging vir almal ten opsigte van mediese sorg. Die bemagtigingswette van die regering en op beplande hervorming van die nasionale mediese speelveld laat almal wonder wat gedoen kan word. As ons gesondheid vir ons belangrik is, sal ons moet werk maak daarvan. Die 5-punt plan van die familiekoöperasie gaan verduidelik wat ons moet doen. Ek gaan die werklike statistiek van mediese uitgawes in Suid-Afrika vir u gee en verduidelik. Later sal ek meer vertel oor hoe ons as familie ons eie mediese uitdagings gaan aanspreek op 'n manier wat vir die hele familie welvaart gaan skep. Die statistiek is gebaseer op 'n familie wat uit 1000 lede bestaan. Dit is nie ver gesog nie. Ons kan tot 'n familiekoöperasie van 1000 lede groei. Die totale uitgawes is verdeel onder 4 kategorieë. Die eerste kategorie is vir dag-tot-dag uitgawes wat betaal word vanuit die lede se mediese spaarrekeninge. Die tweede kategorie is gestruktureerde sorg. Dit is byvoorbeeld tandheelkundige dienste en brille en gehoorapparate. Die derde kategorie is vir hospitalisasie wat nie met trauma verband hou nie. Die vierde kategorie is vir traumabehandeling en versorging na ongelukke. In die statistiek gaan gekyk word na die gemiddelde koste per begunstigde per jaar. Die werklike mediese statistiek in Suid-Afrika, gebaseer op 1000 lede, toon aan dat soveel as R26.405.000 per jaar uitbetaal word deur mediese fondse. Dit is R26.405 gemiddeld per persoon wat aan 'n mediese skema behoort. Die voordele wat deur die mediese skemas uitbetaal word, word volgens die kategorieë as volg uitbetaal. Vanuit die mediese spaarplan, R2547 per persoon. Aan hospitale word 36% uitbetaal. Aan spesialiste 28%. Aan medisyne 14% en vir aanvullende dienste en algemene uitgawes 8.5%. Ingesluit in die laaste kategorie is oogkundige dienste R820.000 en tandartsdienste is R1.06 miljoen. Hierdie syfers sal gebruik word om die familiemediese plan te verduidelik. Traumagevalle per jaar per 1000 vir die algemene publiek is tussen 4 tot 8% per jaar, afhangende van gebied, ouderdom en beroep. Suksesvolle eise by mediese skemas is tussen 30 tot 40% hiervan. Helfte se eise slaag nie en kwalifiseer nie vir mediese skema definisies nie. Die familie moet dus beplan vir tussen 20 en 40 trauma-eise per jaar vir 1000 lede. Die gemiddelde grootte vir 'n trauma-eis is R35.000, met die lae syfer R20.000 en die hoë syfer is R150.000. Mediese skemas rapporteer dat kortopnamegevalle tussen R20 en R60.000 beloop en dat langopnames tot soveel as R400.000 en in enkele gevalle tot R1 miljoen per geval kan beloop. Trauma-opnames word geklassifiseer volgens erns as 1. Slegs noodgevalle insidente, 2. Noodgevalle plus opname en 3. Intensiewe sorg en chirurgie. Tussen 4% en 6% van trauma-pasiënte sterf gedurende hulle hospitalisasie. Dit is dus 1 tot 2 van die trauma-pasiënte. Mediese skemas heffel bydraes 10% vir administrasie plus 5% vir 'n berekeningsbuffer, dis 15% addisioneel. Die familie se gesondheidsplan sal volgens 'n holistiese benadering uitgevoer word. Hiermee word bedoel dat die familiekoöperasie sal saamwerk met ander koöperasies om 'n omvattende mediese uitkoms te bereik. Die eerste uitdaging vir 'n individu is dat dit lank neem om genoeg geld te spaar om lewenslank gerus te wees dat alle mediese noodsituasies hanteer kan word. Die risiko is te groot vir 'n enkel persoon. Daarom sluit individue aan by mediese skemas. In die familiekoöperasie word hierdie probleem opgelos omdat die familiekoöperasie groot genoeg sal wees om hierdie risiko baie gou op te los. Die gesamentlike bydraes van almal skep 'n onmiddellike pool van kapitaal wat groot genoeg is om die risiko uit te skakel. Die koöperasie maak dit moontlik vir die lid om sy bydraes te hefboom teen 'n baie lae koste wat groot besparings meebring. Die besparings word verder ondersteun deurdat die koöperasie sy groot maat aankoopvermoë kan gebruik om nog meer besparings te skep. Medisyne, rolstoele, brille en ander hulpmiddels sal gehefboom kan word.
Die koöperasie kan aandeelhouer word van sy eie apteek en so nog meer geld spaar. Die koöperasie sal die dokter-pasiënt koöperasie konsep gebruik, waar die koöperasie sy eie span mediese personeel aanstel om te sien na die familie se gesondheid. Die span se fokus sal wees op voorkomende mediese sorg, wat self ook groot besparings sal meebring. So 'n span het die voordeel dat hulle toegewy is aan 'n groep mense wie se mediese statistiek omvattend bepaal kan word en uitkomste voorbeplan kan word. Dit verlaag risiko en verhoog die trefkrag van voorkoming. Hierdie mediese span kan natuurlik hoofsaaklik bestaan uit familielede. Deur die toepassing van telemedisyne en sorg, kan so 'n span 'n noue verbintenis met al hul pasiënte bly en hul gesondheid monitor. Die toenemende beskikbaarheid van monitors, internet, rekenaars en slimfone gaan bydra tot baie meer persoonlike mediese kommunikasie. Besparings van so 'n sorgbenadering is groot, meer gerieflik en spaar baie tyd omdat minder besoeke aan mediese fasiliteite nodig sal wees. Lede sal aangemoedig word om gesond te eet, deur lede van die voedselkoöperasie te wees wat hul voorgeskrewe dieete kan aflewer. 'n Gesonde lewenstyl sal aangemoedig word en sal lede gebruik kan maak van koöperasie gimnasiums en manneskure in die toekoms. Die beginsel dat koöperasies mekaar ondersteun, sal toegepas word tot die maksimum. Verskeie familiekoöperasies kan saamwerk en nog gesamentlik beywer om 'n hoë standaard familiekliniek tot stand te bring. Deur deel te neem aan 'n landwyse transportkoöperasie, kan die familieambulansdienste en selfs 'n mobiele kliniek bedryf vir dienste aan ver afgeleë familielede. Koöperasies is 'n nuwe konsep vir Suid-Afrikaners. U sal wonder, wat is die verskil tussen 'n familiekoöperasie se benadering teenoor 'n mediese skema se benadering? Koöperasies dink heeltemal anders as mediese skemas. Mediese skemas se administrateurs is maatskappye. Hulle probeer die maksimum wins vir hul aandeelhouers te maak. Die skema funksioneer soortgelyk aan 'n trust en het lede baie min invloed op die beleid daarvan. In die familiekoöperasie is die lede beide die kliënte en die aandeelhouers met direkte invloed. Die koöperasie fokus dus op die maksimum voordele wat die koöperasie kan bied. Lede van mediese skemas betaal premies aan die skema. Sodra die skema dit ontvang het, word dit beskou as die skema se geld. In die koöperasie word die bydraes grootliks in die vorm van spaargeld bygedra. Dit bly dus u geld. Van u voordele word benut in die vorm van lae-koste lenings met klein paaiemente wanneer u dit nodig het. Dit groei oor tyd in 'n volwaardige, gesubsidieerde familievoordeel. Die mediese skema betaal so min voordele as moontlik uit, want die geld wat oorbly word deur die administrateur aangewend om meer lede te werf vir die skema. Om hul fooie te verseker, vra hulle premies wat die mark sal verduur en pas reëls toe om uitbetalings so klein as moontlik te hou. In die koöperasie is die fokus op maksimum voordeel vir die lede en as daar 'n surplus is, behoort dit aan die lede. Die mediese skema pas streng reëls toe om die eise teen die skema so klein as moontlik te hou, terwyl die koöperasie fokus op die werklike behoeftes van die lede. Die lede van mediese skemas reageer negatief op die reëls deur seker te maak dat hulle maksimum toegelate voordele eis en sommige selfs bedrog-eise indien. Omdat mediese administrateurs personeel aanstel om eise te beperk, stel mediese diensverskaffers personeel aan om maksimum uitbetalings te eis by die skemas. Dit verhoog die kostes aan beide kante. Hierdie verhouding tussen die partye is dus gewoonlik gespanne. In mediese skemas probeer hulle om welgestelde kliënte te werf en om hoë behoefte kliënte te vermy. In die familiekoöperasie word almal as familie met deernis en respek behandel. Die koöperasie probeer almal help en met spanwerk en 'n fokus op toekomstige generasies word bande versterk. Al die besluite in die mediese skema word deur die administrateur gemaak. As kliënt het u nie inspraak daarop nie, behalwe om te pleit en jouself te verneder. Hierteenoor het u as lid van die koöperasie die reg en vermoë om besluite te beïnvloed en deur verslae en audits regverdige behandeling te verseker. As lid van 'n mediese skema is u slegs 'n nommer, wie se vrees gebruik word om onbekende aandeelhouers te verryk, terwyl u as lid van die koöperasie gerusheid geniet dat u medies versorg sal wees, terwyl u bydraes vir u en toekomstige geslagte welvaart help skep.
Die kort video wat nou gaan vertoon is 'n komiese voorstel van die verskil. Money. 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 Ever wonder how the Die familiekoöperasie het die uitdaging om vroeg te begin met hul mediese versorgingsplan, maar wil graag die situasie bereik waar die mediese uitgawes en versorging van almal gratis kan wees en van die hoogste gehalte. Dit klink amper te goed om waar te wees, maar glo my, dit is moontlik. Omdat die familie 'n kragtige model het vir welvaartskepping, is dit logies dat hulle dit ook sal aanwend om hulle mediese uitdaging ook te ontwikkel as deel van hul welvaart. Hierdie welvaart sal gemeet word in gesonde leefstyl, langer lewens, uitsonderlike sorg, maar terselfdertyd ook 'n gefaseerde ontwikkeling na 'n model van versorging met ondersteuning van familiebates. In die eerste fase word die finansiële uitgawe ten opsigte van mediese kostes so beplan en uitgevoer dat geld gespaar word in vergelyking met bestaande skemas waaraan lede behoort. Hiervoor sal die welvaartsmodel van die koöperasie ingespan word. In die tweede fase sal die koöperasie beheer neem oor die kostes en aard van mediese sorg, deurdat die koöperasie saam hul eie mediese span sal vorm en inspan om kostes beter te bestuur. Ons kry dus ons eie mediese koöperasie wat aan ons kant is. Families wat saamwerk gaan dit vinniger kan bereik. So kan ons eie mediese koöperasie fokus op die familie se gesondheid. In die derde fase sal die familie die finansiële plan so bestuur dat 'n beduidende surplus geskep word om mediese lenings te subsidieer, totdat totale vrye uitbetalings vir mediese sorg bereik word. In die vierde fase kan die koöperasie saam met ander familiekoöperasies 'n eiendomsbeleggingstrust, in Engels 'n REIT, vorm, wat in vaste bates sal belê wat genoegsame dividende sal genereer om totale mediese sorg te verseker. So 'n trust is ideaal omdat wetgewing dit moontlik maak om besparings op belasting te bewerkstellig. In die volgende video sal hierdie plan verduidelik word. Die mediese finansiële konsep video. Ek is Helen. Dankie dat jy die video gekyk het.